Vanoggend gaan ons bietjie kyk na die wonde waar Jesus gespot is, want elkeen van ons het seker al iewerste in ons lewe deurgeloop, deur waar gespot was met jou, dat jy 'n kind van God is, of met jou voorkoms gespot is, of dalk net met jou ideale en jou drome. So ek vertrou regtig dat die Heilige Gees deur ons sal beweeg, en ons sal aanraak in daardie plekke waar ons dit so nodig het, daar waar nog daardie seer is, wat ons dalk nie eens elke dag bewus is van waar ons gespot is en verkleineer is nie. So kom ons bid, en ons vertrou dat Heilige Gees ons gaan aanraak. Here, baie dankie dat U ons God is. Heilige Gees, dankie dat U binnekant in ons bly, dat U die vertrooster is. Here, my gebed is dat tydens hierdie uitsending U in mense se harte sal werk, hulle sal aanraak. Here, hulle gedagtes sal aanraak, hulle sal help om te vergewe. En ook die spotters, Here, sal help om te verander. Here, want ons kan so maklik sê, ek joke net of ek spot net oor iets, maar eintlik besef ons nie hoe diep seer dit die ander persoon maak nie. So help asseblief, Here, as die woord van U uitgaan, Here, om verandering te bring in harte wat seer is, maar ook in harte wat hard is om die spot te dryf. Dankie, Here, daarvoor. Amen. Nou die verhaal van die intog, waar Jesus dan op die donkie Jerusalem ingery het, is vir elkeen baie bekend. En dan dink ons daaraan hoe hulle klere uitgetrek, dit voor Jesus neergegooi, uitgeroep tot hom Hosanna, dat hy die erekoning is, om net amper, kan jy sê, die volgende dag met hom die spot te dryf, omdat hy nie in hulle prentjie pas nie. So dit was een van die hoogtepunte, en soos wat hy ingery het, het dit letterlik naderhand die laagtepunt in Jerusalem van sy lewe geraak. So in Matteus 27 gaan ons kyk na 'n paar verse. Hulle het Jesus bespot deur voor hom te buig en te sê, ons groet U, koning van die Jode. Toe trek hulle Jesus 'n pers mantel aan, hulle vleg 'n doringkroon en hulle bespot hom as koning. Nadat hulle hom klaar gespot het, trek hulle die mantel uit, en bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom gegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae ophou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het priesterhoofde saam met skrifgeleerdes, familiehoofde ook gespot. Ja, ander het jy gered, maar jouself kan jy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, aan die linkerkant hom ook beledig. En so verander het die hoogtepunt waar hulle Jesus vereer het in 'n laagtepunt waar hy so bespot is. Nou ons almal is seker een of ander keer in ons lewe gespot. Die interessante ding van spot, of soos wat die Engelse dit sê, om iemand te mock, is gewoonlik dat 'n ware eienskap van hierdie persoon of situasie absurd of snaaks of 'n grap van gemaak word. So word baie mense baie keer gespot oor hulle voorkoms, en is daar selfs mense wat vandag volwassenes is en wat luister na die uitsending, wat nog steeds seer het, as 'n klein kindjie wat gespot is. Soos groot ore wat gesê het, DStv skottels, jy het seker goeie opvangs, of mense wat 'n plat kop het, om te sê dit is seker 'n goeie kantoortafel, of 'n plat neus, 'n rubberstempel, of mense wat sproete het, of hulle met 'n sif gegooi is en modder, en so het soveel goed net seer gemaak. Matteus vertel vir ons die verhaal van Jesus se seerkry, en daar word nie verniet genoem 'n paar keer hoe Jesus gespot is nie, maar nêrens word dit genoem dat dit 'n wond is nie. Maar as jy emosioneel kyk na wat spottery naderhand
die oorsaak van is dat so 'n persoon mekaar krenk en mekaar gedruk word met hierdie woorde, verkleineer word en dat dit eintlik seer maak. So ons is geneig om net vas te kyk in die kruisiging, maar ons sien nie die wonde wat Jesus van gepraat het, wat hy gedra het sodat ons genees kan word nie. So het hierdie klomp soldate rondom Jesus kom staan om hom te spot. Hulle het dan kamma voor hom neergebuig en hom as 'n koning gegroet, spottenderwys. Hulle het van klere aangetrek soos 'n koning. Hulle het 'n kamma kroon van dorings op sy kop gesit. En buite die straat het mense hulle kop geskit, hom gespot en op hom gespoeg. En dit is heeltemal in kontras met waar Jesus met die intog in Jerusalem op die donkie so vereer is. Maar baie interessant, dat waaroor Jesus gespot was, waar was. Hy is die koning van die Jode, maar ook nie net van die Jode nie, van die hele wêreld. Openbaring 14 vers 14 sê, hy dra 'n kroon en hy het koninklike klere. Matteus 19:28, hy sit op 'n troon, waar hy 'n scepter het om te oordeel. Hy het 'n hele leermag engele tot sy beskikking. Al die mag behoort aan hom. Maar wat doen hierdie soldate? Hulle spot hom daaroor. Hulle glo hom nie, of hulle glo nie in hom nie. Hulle dryf die spot met hom, omdat hy op daardie oomblik so magteloos gelyk het. En dit is spesifiek wat spotters doen. Dit word gebruik om jou in 'n hoek te dryf, waar jy magteloos is. Ek dink aan soveel kinders wat gespot word op skool deur boelies, dat daardie persone naderhand net in 'n hoekie wil gaan wegkruip, nie skool toe gaan nie. Maar weet jy, dit is nie net beperk tot kinders nie. Daar is soveel volwassenes, 'n man en 'n vrou, wat goedjies van mekaar sê, daardie klein steekies vir mekaar gee, so bietjie spot met mekaar, en as dit naderhand in 'n emosionele geveg beland, dan word daar gesê, ek het net gejoke met jou, maar tog het die ander een reeds seer gekry. En dit is hoekom dit genoem word, dat Jesus gespot is, want daarin is wonde, wat ek en jy van genees kan word. Jesus kon van daardie kruis afgeklim het. Onthou net, dit is nie die Romeinse soldate se spykers wat Jesus aan daardie kruis kon vashou nie. Hy is almagtig, die seun van God gewees. Hy kon enige oomblik elke een wat daar om hom staan en hom spot, in een oomblik vernietig het, dat hy op een oomblik almal kon laat dood neerslaan het en in die hel laat beland het. Maar as Jesus van daardie kruis afgeklim het, dan is dit juis wat die spotters wou gehad het, hy moet doen. Dit is hoe die vyand te werk wou gaan, om Jesus so te ontstel, dat hy nie daardie kruis kon verdra nie. Dit was om Jesus uit te daag, om homself te red. Hulle wou nie die wonderwerk sien. Hulle wou nie gesien het, dat Jesus die Messias is nie, die redder is nie. Hulle kon nie dit waarneem nie. En wat hulle nie besef het nie is, Jesus hoef nie homself te gered het nie. Hy het juis daar gehang, al hy spot verdra, sodat hy elkeen kan red, wat verlore is, wie in hom glo, dat hulle die ewige lewe kan hê. En terwyl die koning in die oë van die wêreld 'n magtelose bespotting is, het hy die dood oorwin, het hy sonde oorwin. Sy koningsheerskappy was oor lewe en dood. En in alles wat op Jesus se lydensweg gebeur het, hoe vreemd, hoe ontstellend, hoe vernederend dit was God ten volle in beheer, elke oomblik. Was Jesus nog die koning, nie net van die Jode gewees nie, maar van alle konings. Vandag nog spot mense met Jesus, spot hulle met sy wederkoms, gebruik sy naam ydelik, spot daarmee.
staan nog steeds langs die pad en skud hulle kop, glo nog steeds nie, dat Jesus regtig God se seun is en dat hy gekom het nie. En ons sal ook in mekaar se lewens dit kan raak sien, of ons spot oor met wat Jesus vir ons aan die kruis oorwin het. Want dit is 'n fyn lyn om te spot en om geloof te kan hê. Jy kan spot met die feite, of kan jy die feite glo? Jy kan glo, hy is koning, of spot oor die feit dat hy 'n koning is. Maar voordat ons vingers na ander mense, Christene wys, kan ons self ook soos die soldate om kamma dien. Soveel van ons dien hom net wanneer dit ons pas, dat hy ook maar net moet lyk soos die prentjie, hoe ons wil hê hy moet lyk. Dit is juis waarvoor ons as kinders van God aangekla word, waaroor ons gespot word, dat ons met die Bybel onder die arm loop, dat ons sit in die voorste gestoeltes van die kerkbanke, omdat mense in ons lewe baie keer die veroordeling ervaar, of nie regtig kan sien, dat ons kind van God is nie. Bespotting kan erge emosionele wonde veroorsaak. Wonde wat 'n lae selfbeeld is, wat angstigheid veroorsaak, wat nader aan depressie kan raak. Jy kan nie hierdie pyn sien van spot nie. Dis woorde wat na jou geslinger word, wat in 'n gelag na jou toe geslinger word. Maar in baie gevalle is dit wonde wat so blywend is, wat jou menslikheid, menswaardigheid aantas. Sielkundige gevolge, dis 'n konstante gevoel van ontoereikendheid en dit kan naderhand lei tot vrees en verwerping. Wat gebeur in ons brein? 'n oorlewingsmeganisme wat begin afskop, en dit gee vir ons 'n oormaat van adrenalien wat ons siek maak. In sosiale plekke begin mense hulle self isoleer, terugtrek uit vrees om weer die teiken te raak waaroor gespot word. Dan is daar ook 'n langtermynskade, wat dit ook kan lei tot ernstige geestesgesondheidsprobleme, posttraumatiese stres. Spotting is een van die mees onderskatte vorme van sosiale aggressie. Dit skuil agter 'n lag of sarkasme, of dit is maar net 'n grap. Maar dit is dieper as wat net hierdie woorde is, ek het net gejoke. Sielkundiges definieer dit as 'n mengsel van humor en minagting, 'n manier vir mense om meerderwaardig te voel deur ander te verkleineer. Daar is 'n opname gemaak dat 68% van volwassenes een keer wel in hulle werksplek op een of ander manier bespot is. 42 het erken dat dit hulle geestesgesondheid beïnvloed het. En hierdie lighartige steekies wat ons mekaar gee, kan naderhand so diep wond raak. Spreuke 3 vers 34 sê die woord, met spotters spot hy self, maar aan magteloses skenk hy genade. En dat jy kan weet wat deur hierdie wonde van spot verkleineer is, seer gemaak is. Dat Jesus presies weet hoe jy voel, wat jy deurmaak, wat jy deurgemaak het. En dat die genesing daarin lê om te vergewe, soos wat Jesus gesê het, hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hierdie mense mik daarop om jou seer te maak, maar hulle besef nie wat hulle in jou werklik doen nie. Matteus beeld Jesus se lyding uit van die mense om spot, maar ook sê hy vir ons hierso, dat Jesus die almagtige Here is, wat regeer oor alles en almal. Hy sal koning bly, maak nie saak hoe die wêreld hom spot nie. Hy regeer, hy sit op die troon, aan hom behoort al die krag, die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ook
dat dit vir ons 'n aanmoediging sal wees, dat ons lewe in ooreenstemming sal wees met wat Jesus gesê het, dat ons dit sal glo, dat ons dit sal bely. Mag die wêreld, jou vriendekring, jou familie, jou man, jou vrou of jou kinders sien dat jy glo en dat wat jy sê ook is wat jy doen. Dan sal ons lewe God begin verheerlik, dat die wêreld sal sien, wat doen jy met waar jy gespot word, waar jy verkleineer word. En vandag wil ek vir jou bid, wat daardie wond dra, van spot, van verkleinering, van jou wat dikwels moet wegdraai, van die woorde af, ek joke maar net, dat jy sal weet, die Here dryf nie met jou die spot nie, die Here weet wat jy deurgaan, dit is vir hom 'n saak, wat aan hom saak maak, soveel, dat hy vir jou die Heilige Gees gegee het, om jou te vertroos, om jou te genees. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u bloed vanoggend. Here, dankie dat ek aan diegene kan dink, van my kinderdae af, tot hoe ver ek kan terug onthou, wat my die eerste keer gespot het. Here, dankie dat ek kan vergewe. Here, dat ek deur elke jaartal van my lewe kan dink, plekke waar ek was, waar ek gewerk het, waar ek studeer het, waar ek op skool was, in my lewe, Here, waar ek gespot was. Heilige Gees, u was in my, toe ek daardie gekrenktheid ervaar het. U weet, Here, opstandig ek geraak het, maar hoe magteloos ek was, om enigstens iets te sê. Here, ek vra dat u my asseblief, deur u bloedse krag, vandag help, om daardie mense te vergewe. En Here, as ek die een is wat in die kring van die spotters sit, en met ander mense se lewens en met hulle spot, bid ek ook dat u my sal vergewe, maar dat u my sal aanraak, Here, om deur u oë na mense te kyk, en nie na mense te kyk, asof hulle joke is nie. Want Here, u het hulle gemaak en u het hulle gevorm, dat ek my woorde sal begin tel, Here, my gedagtes. En Here Jesus, baie dankie vir u liggaam, wat vir my gebreek is. Here, dat in daardie liggaam van u weet hoe dit gevoel het, toe hulle u gespot het, maar dat u ook weet, hoe hierdie persone voel, Here, wat deur spot, wonde moet dra. En Here, ek bid vandag, in die naam van Jesus, Here, as ek u liggaam vir hulle gee om te eet, dat u elke wond, Here, waar gespot is, waar gemok is, Here, asseblief sal kom genees. Here, kom genees ons, kom verbind asseblief die wonde, waar gespot is. En Here, help ons, om elke keer as ons daaraan dink, eerder te vergewe, as om dit net te onthou, as onregverdigheid wat aan ons gedoen is, as 'n magtelose ervaring. Help ons om te weet, Heilige Gees, ons kan van ons kant af iets daaraan doen. Ons kan ontslae raak van daardie gif, van daardie wonde, van daardie gespottery, deur te vergewe. Here, ek bid dat u vir mense wysheid sal gee, wat vasgevang is in sulke plekke. Here, waar hulle gereeld afgekraak word, en wie hulle eintlik werklik is. Maar Here, dat u ook daardie mense se oë sal oopmaak rondom hulle, om raak te sien, dat hulle moet ophou waarmee hulle besig is. Dankie Here, dat ons met enige iets na u toe kan gaan. En Jesus, dat ons vandag iets kon geleer het, van hoeveel keer u eintlik gespot is,
in u lewe. Dankie dat ons wonde met u wonde kon omruil om genees te word. Amen.